Het jy ook gevoel jy wil net opgee om die Bybel te lees, want daar is te veel goed wat jy nie verstaan nie, veral soos die inhoud en as jy iemand is soos ek is wat bietjie baie besig is en as jy sukkel met iets wil jy net opgee met dit. Moenie worry nie, my vader het my op jou pad gestuur om jou te kom help en te verstaan hoe werk die Bybel. Soos wat ons Bybel, en dan maak ons hom oop by inhoud. So ek gaan inhoud toe, en ek is al daar. So, ons kyk hierso vir, as ons nou hierso oopmaak en ons sien die inhoud, sien ons dat hierso die Ou Testament is en die Nuwe Testament. Nou gaan julle gou verduidelik hoe 'n inhoud werk. Nou, 'n inhoud is die titeltjie en dan is dit die bladsynommer. Nou in 'n Bybel is dit of onder of hy's bo. Dit hang af wat se Bybel jy is, Bybel jy het en waar jy hom gekry en wie het hom geskryf. Nie alle Bybels is dieselfde nie, hulle verskil soos wat ons verskil, maar ons almal het dieselfde doel wat op aarde. En dit is om vir ons Vader te leef. En ek gaan julle gou ietsie wys hoe om vir jou kind of vir jouself net iets makliks te kry om te leer. As dit nou in jou Bybel is om 'n vers te leer, as jy die woord wil leer, of as dit nou vir eksamen is, vir 'n toets, gaan ek julle net gou wys en net verduidelik kortliks wat kan help om 'n vers of vir jou toetse te kan leer. Jy vat 'n potlood of 'n uitdraaikruiter. 'n highlighter is 'n bietjie lig, vir as jy in 'n Bybel wil doen, hy slaat deur op die ander bladsy. En baie kere as jou brein is soos wat myne is, hy's besig en hy's loud. So, 'n highlighter is weer te loud vir my brein. En so kan jou brein presies dieselfde wees, want ek het ADHD. En ek kan nie stil sit nie en ek is baie loud en baie besig. En dit is hoe vir my baie potlode werk of uitdraaikruite, want dit is nie te helder nie, dit is nie te donker nie, dit is net reg. En dit is ook hoekom ek dit regkry en hoe ek dit regkry om goeders in my brein te bære. Dit maak daai laaitjies net bietjie verder oop as wat 'n highlighter ook maak en hy laat dit nie sommer vergeet nie. Dit kan lank in my brein bly omdat ek dit net ingekleur het. En dan gaan ek julle gou ook verduidelik, die maklikste manier is om die woord te verstaan en 'n boek te lees wat jou kan help om 'n ma te wees, om 'n pa te wees, om 'n dogter te wees, om 'n broer te wees en selfs om 'n geestelike broer of suster te wees. En dit is Psalms. Die boek Psalms is die beste boek wat jy kan kry, wat jou kan leer om vinnig iets te verstaan. Jy kan hom in 'n gebed verander vir jouself. Jy kan hom tot ewen in 'n liedjie verander, want dit is 'n boek vol liedjies, gebede, rympies. En het jy ook geweet, jy kan hom van agter na voor lees. En jy kan tot ewen in die middel begin en agtertoe of in die middel begin en vorentoe begin. Hy is eintlik 'n boek wat nie 'n begin het nie, want elke Psalm hoofstuk is 'n Psalm op sy eie. En dit is wat hom so maklik maak om te verstaan. Dis nie soos die boek Matteus of Markus of Lukas wat elke hoofstuk volg op die vorige hoofstuk nie. Jy het nie nodig om die vorige hoofstuk te lees om die volgende te verstaan nie. Baie mense, as jy nou begin om die Bybel te leer en te verstaan, of as jy nou wil hê jou boetie, wat bietjie jonger as jy is, of bietjie ouer as jy is, sal sê, ag, laat hy sommer begin by die Nuwe Testament. Glo my, ek wat gesukkel het by Nuwe Testament, dit werk nie so lekker nie, want jy vergeet wat het jy geleer. Jy onthou net sekere versies wat vir jou belangrik is, maar die res vergeet jy weer. Maar Psalms kan jy onthou en jy kan dit vir jouself hou. Jy kan dit
'n gebed maak vir jou eie. En dan wil ek net vir julle sê, as julle enige vrae het, as julle enige iets wat ek moet inlig of net 'n video maak of julle te sê en verduidelik hoe werk dit, asseblief vra in die comments. Ek sal dit bitter graag wil lees. Ek sal elke boodskap lees. Al moet ek tot vanaand 12 uur toe sit, ek sal dit lees. Shalom julle.